Dankie ons Here dat U deur U onfeilbare woord vir ons lei, vir ons leer en vir ons troos. Here, soms is die kerk ook maar soos 'n hospitaal waar U soms ook maar die sonde moet uitsny. Dit is nie altyd lekker nie, Here. Maar dankie Here dat U vir ons gesond wil maak. Dat U wil hê dat ons uitgaan in die wêreld en vir mense vertel hoe U vir ons genees het, hoe U vir ons verlos het. Lei vir ons deur U woord en U Gees. Ek bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Susters, ons lees saam uit 1 Korintiërs 9. Ons lees daar by vers 16. As ek die evangelie verkondig, is dit nie vir my 'n rede om te roem nie. Ek verkondig die evangelie omdat ek moet, en wee my as ek dit nie doen nie. As ek dit uit eie keuse doen, kan ek op loon aanspraak maak, maar ek doen dit nie uit eie keuse nie. Dit is 'n taak wat aan my toevertrou is. Wat is my loon dan? Dit is dat ek as prediker die evangelie kosteloos verkondig en so afstand doen van my reg wat aan die verkondiging van die evangelie verbonde is. Hoewel ek vry is en van niemand afhanklik nie, het ek my aan almal diensbaar gestel om soveel mense as moontlik vir Christus te wen. Vir Jode het ek soos 'n Jood geword om Jode te wen. Hoewel ek self nie meer onder die wet is nie, het ek my vir die wat onder die wet staan, onder die wet gestel om hulle te wen. Hoewel ek nie sonder die wet van God is nie, maar onder die wet van Christus, het ek vir die wat sonder die wet is geword soos een sonder die wet, om hulle te wen. Vir die swakkes het ek swak geword om die swakkes te wen. Vir almal het ek alles geword om in elk geval sommige te red. Dit alles doen ek ter wille van die evangelie, sodat ek aan die vrug daarvan deel kan hê. Ons lees tot sover in die woord van die Here. Nou broers en susters, dit is so dat die lewe het aansienlik makliker geword as in die ou dae. In die ou dae kon jy eintlik net met iemand praat as jy hom gesien het. Ek dink nie, wonder of ons nog daai dae kan onthou. Die dae voor telefone, voor WhatsApp, voor SMS en voor Twitter. En ons dink daar is daar gewees. Ek praat net gister met 'n jong man wat selfs nie eens kan onthou dat daar so tyd was nie. In die ou dae, as jy iemand wou sien, moes jy op jou perd of jou donkie klim, jy moes ry tot by hom, en dan moes jy, of jy moes loop, en dan kan jy hom sien en dan kan jy met hom praat. Ek wonder of enige van die jong mense so wêreld vir hulle kan indink. Dis amper ongelooflik. Nou praat ons met mense oor see en ons sien hulle meer as wat jy die ou langs aan jou buurman sien. So die wêreld beslis verander en bietjie makliker geword. Hulle sê in Kalisdorp waar ek 'n tydjie was, die Gamkas kloof is mos nou net so 20 km omtrent weg. Dis nou die Hel, anders bekend as die Hel. En die mense wat as hulle nou 'n familie in Kalisdorp is, dan loop hulle 20 km om dan nou vir hulle te sien. Baie keer om kerk toe te kom ook, 20 km ver. Maar dis ook nie elke Sondag en so nie. Dis maar nie altyd maklik om dit te doen nie. So as jy dan nou daar kom, dan praat jy nou sommer die hele jaar se stories. En kuier lekker saam. En ek weet van die ou mense, ouer persone kan nog onthou hoe die nagmaal by die kerk baie so was. Ons kon nie vinnig met die karre jaag, die 120, 140 km/h. Ons moes die osse inspan en ry tot by die kerk en kamp daar vir 'n naweek. Dan het jy sommer belydenis en doop en die hele storie gedoen. Ons jong mense is, ek kan nie eens dink is moontlik nie. Dis hoe dit was. Wat net ongelooflik is dat ons kan nou van 200 km af kerk toe ry met 'n kar, sommer tjoef-tjaf. En ons woon soms net hier oor die straat en is nie eens 3 minute nie.
Snaaks kom ons hier by die kerk uit nie. Is dit nie vreemd? Ons kan nou vinniger en meer en alles makliker hê. Maar help dit? Dit is nou nog 'n vraag. Ek het was Madagaskar met 'n besoek afgelê daar by sendelinge. Daar's 'n vroutjie wat hulle leef nog min of meer soos ons die ou dae, nie? Hulle het nie regtig vervoer of geld nie. Die vroutjie loop vir 20 km, loop sy na wat hulle noem 'n samekoms, 'n heilige koppie. En dan help sy vir 2 weke dan loop sy nog 20 km aan na die volgende koppie om daar te gaan kos maak vir die aanbidders, mense wat kom bid. Ek het haar voete gesien. Sulke krake en hake. Sy loop 20 km te voet oor berge, deur dorings, skaalvoet. Maar ons sukkel om 3 minute ver te kom kerk. So wat sê dit vir ons? Wat sê dit vir ons? Ek wonder wat God se daarvan sou sê. Maar goed, broers, is nou so dat deesdae is ons baie maklik. Ons is oral kerk. Jy kan kerk op TV kry en baie mense voel, hoekom moet ek nou kerk toe kom, aantrek, vat omtrent 'n uur. Ek kan maar net by die huis sit en 'n TV kyk. Jy het sommer 5 kanale wat jy kan kies. Hoeveel TV's en as jy dit wil kyk op die internet, sommer gou ietsie aflaai en vinnig 'n pragtige boodskapie kry. Nie waar nie. So hoekom kom ons dan na kerk? Dit roep die vraag op, wat is die kerk? Wie is ons as kerk? Hoekom is ons hier? Ons kom ons daar almal op die couch gelê het en TV-kerk kyk. Soos dit makliker gewees het. Nou ontstelende moontlikheid is dit mag dalk in die toekoms so lyk. Maar broers en susters, daarom moet ons vra, wat is die kerk? En nou die belangrike deel en hoekom dit eintlik maar so uitdraai is, omdat ons leef in 'n tyd wat baie individualisties is. Dis ek en my geloof en so, né? Interessant genoeg, ons het nou die 12 artikels nou net opgesê, bely, ek glo in God die Vader. Interessant genoeg is die belydenis van 'n C wat 'n bietjie langer is, en dis hoekom ons my altyd die kerk gebruik nie. Begin so: ons glo in een God, die almagtige Vader. Ons. Jy kan nie op jou eie by die huis gaan glo nie. Dit klink vir ons vreemd dat ons dink dis wat dit is. Ons glo saam. Wat sê ons eie geloofsbelijdenis, die Nederlandse geloofsbelijdenis, wat sê dit van die kerk? Artikel 28 staan daar, elkeen is verplig om by die ware kerk aan te sluit. En let wel, in begin wie ons glo. Ons glo en ons almal het daai belydenisskrif natuurlik onderskryf, ons belydenis afgelê. Ons glo, aangesien hierdie heilige vergadering 'n versameling is van hulle wat verlos word en daar buite geen saligheid is nie, dat niemand wat sy stand en status ook al is, hom in selftevredenheid van hierdie vergadering afsydig mag hou nie. Inteendeel, almal is verplig om daarby aan te sluit en hulle daarmee te verenig om die eenheid van die kerk te bewaar deur hulle as lede van een en dieselfde liggaam aan sy leer en tug te onderwerp, die nek onder die juk van Jesus Christus te buig en volgens die gawes wat God aan elkeen gegee het, die broers en susters ook in die opbou van die geloof te dien. Broers, is ons belydenisskrifte sê vir ons wat is die kerk. Die kerk is iets waarby ons as gelowiges moet aansluit. Jy het eintlik nie 'n keuse nie. Hoekom moet jy? Want so wys jy, en dit is wat die belydenisskrif sê, die eenheid. Hoe gaan ons wys ons die eenheid van Christus as elkeen by die huis sit en TV kyk? Is dit die eenheid? Dink nie so nie. En hoekom moet hierdie eenheid moet bewaar word, deurdat, op watter manier word hierdie eenheid bewaar? Deurdat ons onderwerp aan God se tug. Hy moet ook ons vrot tande trek, nie? Hy moet ook dissipline toepas. En ons moet ons nek buig onder die juk van Christus. So hoe gaan ons die werk doen as almal by die huis is? Wie gaan dan nou die
die juk van Christus op hom neem en sleep. Die driekies wat nou oorbly, en hulle nou maar al die werk doen van al die ander. En broers en susters, dan is ons daar, en ons is hier, om mekaar te dien met ons gawes. Ons is nie net hier, om 'n oulike boodskapie te kry. Dis nie waarvoor die kerk daar is nie. Die kerk is hier om God te dien, om mekaar te dien. Jy het gawes, wil kan jy skoon goed was, wil kan jy dit doen. Jy het die verantwoordelikheid om te kom dien met daai gawes. Dis nie die dominee se kerk nie, omdat ons hom betaal. Dis God se kerk. En hier kom ons almal, en dit sluit die dominee in, ons almal kom buig hier en klim onder die juk van Christus in en werk. Vir die moderne mens dink ek, nee, maar vir my gaan dit net oor my geloof, nie? My geloof is die belangrike deel. My broers en susters, ek is jammer om te sê, maar dit is nie waaroor die kerk gaan. Die kerk is hier nie om elkeen se behoeftes te bevredig nie, of wat elkeen wil hê vir hulle te gee nie. Dit is nie deel van ons belydenis nie, en was nog nooit deel daarvan nie. Maar ons is so geleer in die mol, wat jy ook al wil hê, gaan jy kry. Ons is so individualisties, dat ons dink, ons gaan in die kerk ook nou sommer gou, ons behoeftes moet nou hier bevredig word. Ek wil hoor wat ek wil hoor. Ongelooflike gevolg daarvan is dat ons eindig met 'n bestelkerk. Weet jy wie van julle radio luister, hulle het hierdie listener-driven radio, né? So jy kan nou sommer sê wat songs jy wil hoor en als. So het ons dalk 'n listener-driven kerk geword. Gaan ons nou sommer sê ook wat die dominee dan moet sê ook. Dit is ongelooflik dat die Bybel praat daarvan. 2 Timoteus 4. Want daar sal 'n tyd kom wanneer die mense die sonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeesters bymekaar maak wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. Soos dis, ons is nie 'n diensverskaffer. Die dominee nou maar net, hy sê jou doop en hy sê vir jou belydenis laat aflê en miskien trou. En dis hoe ons die kerk gebruik. En dis nie wat ons is nie. Volgens ons belydenis is ons hier om die eenheid te bewaar. Eenheid van ons belydenis en in hierdie eenheid saam die juk, onder die juk van Christus te buig en te werk en mekaar te dien met ons gawes. Dis waarvoor die kerk daar is. So as jy nou alleen op die couch sit en TV kyk, gaan dit werk. Gaan ons dan die kerk wees wat ons bely en sê ons is? Nee, ons gaan nie daai kerk wees nie. En nou wat sê Paulus in Korintiërs 9? Ons kan dit moeilik verstaan. Hy sê hierdie boodskap wat hy bring, hy het nie 'n keuse nie. Dis sy werk. God het gesê jy moet dit doen en as jy dit nie doen nie, dan is jy in die moeilikheid by my. Paulus spreek dat hy moet. Ek seker hy was ook nie elke dag lus daarvoor. Maar hy moet, want dit is sy werk. En dieselfde geld vir ons. Ons diens aan die kerk en aan die liggaam van Christus is nie as ek lus is daarvoor nie. Dit is omdat God so sê. Ons is God se slaaf en as hy sê doen dit, dan doen ons dit. Ons is so individualisties, ons is nie lus vir daai nie. Ons het eerder 'n ander boodskap hoor, dan gaan soek ons, jy kan op die internet seker kan jy 'n boodskap kry wat vir jou tevrede sal stel. 'n Lekker boodskapie wat jou goed laat sal dit voel en dan kan jy lekker rus vanmiddag. Maar is ons dan nog kerk? Broers en susters, en daarom sê Paulus, wat het hy gedoen? Hy was godsdienstig. En dis eintlik wat godsdienst is bestelkerk. Ons doen nie goedjies sodat God goedjies vir ons doen. En wat sê Paulus van homself? Hy sê ek is op die 8ste dag besny van geboorte Israeliet uit die stam Benjamin, 'n egte Hebreër. In wetsopvatting was ek 'n Fariseer. In my ywer 'n vervolger van die kerk, in onderhouding van die wet van Moses om vryspraak te verkry. Onberispelik. Paulus het pragtige, mooi boodskapies gehoor in die sinagoge, hy het groot geword, al sy pedigree is reg, en hy was 'n fantastiese gelowige. En wat gebeur toe hy vir Jesus ontmoet?
Wat het hy toe gedink van al hierdie fantastiese goedheid van hom en heiligheid van hom? Ja, hy het gesê, dit is drek. Hy het dit alles weggesmyt. En wat word hy toe? Word hy toe al hoe heiliger? Nee, hy het begin werk. En wat is die werk? Wat is hierdie juk van Christus waaronder hy geklim het? Hy het die skyn van die aarde geword, tronke geëindig. Hy het vir almal alles geword. Hy het 'n tronkvoël geword vir die tronkvoëls. Hy het 'n Jood vir die Jode geword, 'n Griek vir die Grieke. Hy het eintlik minder heilig geword, so mense kan sê. Want Paulus was nie meer besig met godsdienst nie. Hy was nie besig met sy geloof nie en wat hy kan kry en wat hy eendag wil hê nie. Nee, dis nie wat geloof is nie. Geloof gaan oor die ander mense wat verlore is. En hoe ek ander kan dien met wat God vir my gegee het. Ons bid saam. Here Jesus, ons wil vir U jammer sê dat ons van die kerk iets maak wat dit nie is nie. Jammer Here dat ons so gefokus is op onsself, selfs op ons eie geloof, dat ons vergeet dat U die een is wat vir ons werk gee. Dankie dat hierdie werk nie so swaar is nie, Here, al maak ons soms so. Want hierdie werk is om te gee en te neem net wat daar is, en liefde te deel met ander. En ook nie net met onsself nie, Here. Om uit te deel aan elkeen daar buite, uit te deel van dit wat ons by U ontvang, nie eers ons eie goed. Jammer Here dat ons so gefokus is op onsself. Jammer Here dat ons aan U wil voorskryf wat U woord sê, aan U wil voorskryf wat ons wil hê. Here, ons is U slawe, wys vir ons hoe ons vir U en ons naaste kan dien. Amen.